Senior amptenare in die Departement van Gesondheid word geskort vir beweringe van bedrog en korrupsie en die geliefde Winnie the Pooh vier sy 100ste verjaarsdag. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Dian van der Berg. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, het 3 senior amptenare tydelik geskort weens beweringe van bedrog en korrupsie. Die direkteur-generaal Dr. Sandile Buthelezi, die adjunkt-direkteur-generaal Dr. Percy Mahlati en die finansiële hoof Paswa Mamagale word met 'n onreëlmatige tender van R1 miljoen verbind. Hulle het reeds in die hof verskyn en is elk borgtog van R10.000 toegestaan. Motsoaledi het beklemtoon dat die departement se dienslewering ononderbroke sal voortduur. Die saak word in Junie hervat. Die onafhanklike verkiesingskommissie het ongeveer R2,6 miljard begroot om die komende plaaslike regeringsverkiesing te administreer. Die OVK het gesê hy is gereed vir die munisipale verkiesing, maar wag steeds vir die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake om die amptelike datum aan te kondig. Die OVK se hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo, sê die kommissie sal met die beskikbare fondse werk om 'n geloofwaardige verkiesingsproses te verseker. Die stemregistrasie-naweek is intussen vasgestel vir 20 en 21 Junie. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê beleggers het positief gereageer op die bekendstelling van die nuwe Suid-Afrikaanse Nasionale Eiendomsmaatskappy. Die staatsmaatskappy sal die regering se eiendomsportefeulje bestuur wat 88.000 geboue en 5 miljoen hektaar openbare grond insluit. McPherson sê die doel is om die R6 miljard wat jaarliks aan private huur betaal word te verminder. Forum for South Africa, FOSA, het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om dringend op die versterking van Suid-Afrika se verdedigingsvermoëns te fokus. Dit is te midde van toenemende internasionale spanning, veral die konflik tussen die VSA, Israel en Iran. FOSA sê die land kan nie gemaklik bly nie en dring aan op hersiening van leierskap binne die verdediging. Die forum meen dat nasionale veiligheid die hoogste prioriteit moet wees om die veiligheid van Suid-Afrikaners te verseker. Die Verenigde State se ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, het sy eerste openbare toespraak in die land gebruik om 5 kernprioriteite vanuit Washington aan te dui. Hy het tydens 'n nuuskonferensie in Hermanus gesê die VSA is veral bekommerd oor die beskerming van plattelandse gemeenskappe teen geweld, die veroordeling van retoriek wat geweld aanhits, kwessies rondom onteiening en swart ekonomiese bemagtiging, asook die uitbreiding van samewerking in digitale en kritiese minerale om handelsverhoudings te versterk. Suid-Afrika het intussen nog nie 'n nuwe ambassadeur in die VSA aangestel nie. En die geliefde kinderkarakter Winnie the Pooh vier vanjaar sy 100ste bestaanjaar. Pooh het in 1926 sy eerste verskyning gemaak in 'n boek deur die Britse skrywer A.A. Milne met illustrasies deur E.H. Shepard en het oor dekades wêreldwyd gewild geraak deur boeke, animasiefilms, speelgoed en rolprente en bly een van die bekendste kinderkarakters. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Totsiens.